Kerkgemeenskap, ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop jy het 'n geseënde paar weke agter die blad. Ons het mekaar lank terug gesien, soos die cool kids sê, it's been a minute. En al wat dit beteken is, maar ons het mekaar net lank terug gesien. Dit is maar 'n besige tyd, ek dink is besig in almal se lewens, in my bediening. By die genade van die Here is dit baie besig en ons as gemeente groei en ek is baie dankbaar daarvoor. Vir die wat nie weet nie, my naam is Wouter en ek is 'n predikant in een van die 3 susterskerke. Ek dien in Amanzimtoti, so aan die ander kant Durban, vir die wat nie weet nie. En dit is vir my 'n voorreg om vandag met julle te kan gesels. En hierdie is 'n baie spontane video. Ek is dankbaar dat ek vandag oor hierdie tema kan gesels. En hierdie tema is die tema van die eie ek. En die vraag wat ons moet vra is, gaan alles oor my? En dalk 'n ander vraag wat ons kan vra is, en ek gaan sommer dadelik in die ding inspring, ek weet, almal is gejaag en almal het min tyd. Wil ek bedien word of dien ek? Dit is nogals 2 vrae wat ons kan vra. Wil ek bedien word of dien ek? Nou, hoekom sal ek hierdie vraag vra? Wel, ek dink dit gaan jou hele lewe verander as jy hierdie 2 vrae vra en obviously as jy dit reg kan beantwoord. Wil ek dien of wil ek bedien word en dien ek? Nou, wil ek bedien word? Natuurlik. Ek dink ons almal wil bedien word. Ons almal wil hê ander mense moet ons bedien en ander mense moet ons help en moet ons bystaan en moet ons dit en dat en sis en so. Maar as gelowiges moet ons die uitgangspunt eerstens hê en die vraag vra maar hoe die Here Jesus dit gedoen. En hy sê self, hy het gekom om te dien. Nou, ek gaan nou maak soos wat julle maak, of wel nie soos wat julle maak nie. Ek gaan nou maak soos wat ek ook baie keer maak soos wat ek dit nou gaan doen. Wat ons nou sê, okay, maar Wouter, jy sê, dit is die tekstgedeelte, ek het nou my foon voor my, ek het gekom om te dien. Kom ons kyk wat daar aangaan. Okay, ek tik dit nou in hierso. Nou Markus 10 en Matteus 20. So dis so maklik. Ek gebruik die YouVersion. Ek wil nou weer vir julle wys. Kom ons kyk of hy werk. Nee. Ag, ek hoop nee. Okay, maar anyway, ek gebruik die YouVersion, sorry. As jy nie kan sien nie. Ek het al wat ek ingetik het is ek het gekom om te dien. En daar dadelik so 2 teksgedeeltes. Markus 10 vers 45 sê die seun van die mens, dit is Jesus, het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Hierdie is die uitgangspunt. En hierdie is 'n vraag wat ons elke dag vir onsself kan en moet vra. Volg ek vir Jesus? Ja, ek volg vir Jesus. Ek probeer om vir Jesus te volg. Doen ek wat hy doen? Doen ek wat ek leer van hom in die skrif? Ek hoor nou hier in Markus 10 dat die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir die mense. Dien ek mense elke dag? Hierdie is sekerlik een van die grootste struikelblokke, een van die grootste temas wat ons as gelowiges moet hanteer. Nie net as individue nie, maar ook vir ons wat in die huwelik is, vir ons wat kinders het, vir ons wat ouers het. Nou, natuurlik is dit so dat as ons in die huwelik is, wie dien ons eerste? Ons dien eerste, ek dien wat Wouter is, my vrou, en dan dien ek my kinders, en dan dien ek my ouers. Jy weet, die mense rondom my vrou en my kinders kom eerste. Hulle is eerste. Die man sal sy vader en moeder verlaat, of die vrou sal sy vader en moeder verlaat, dis hierso in Efesiërs 5, gaan dit vir julle lees, Efesiërs 5 vers 31 sê, daarom sal 'n man sy pa en sy ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. So my verantwoordelikheid as man, en ons het al verlede jaar hieroor gepraat, maar is goed om dit weer te hoor, vir my verantwoordelikheid as man is teenoor my vrou eerste en dan my kinders.
Dis baie belangrik. Ek dien hulle eerste. Nou, kom ons kom terug op die feit dat ek moet dien. Nie ek moet nie, ek wil dien. Hoe dien ek? Ek dien deur om te gee vir mense. Ek dien deur werklik nie net te sit en te sê, wel, as ek iemand moet dien, sal hulle op my pad kom nie. Maar om uit te gaan en betrokke te raak. En dis baie belangrik. Soms is dit so dat ons passief optree. En vir die wat nie verstaan nie, dalk vir die jonger mense wat dit nie verstaan nie, ons verwag iets moet vir ons gebeur en iets moet vir ons gedoen word. Ek is sluk van die koffie vat. Ons verwag dat iets moet gedoen word en dan is ons besig met die eie ek. Dan is ons besig met ek. Ek verwag iets moet gedoen word. Maar is dit dien? Nee, dit is nie dien nie. Ek gaan uit in hierdie wêreld en ek help mense. Ek gaan uit in hierdie wêreld nadat ek my vrou en my kinders bedien, want ek wil, dis vir my lekker, ek bedien hulle, dis great. Dis my enigste ding, en ek as Wouter Smit, wat hier is, dit is nou, en ek dink baie mans is so, hulle sê dit net nie, maar dit was my grootste droom in die lewe, vrou, kinders, dis dit, nie 'n bakkie nie dominee word nie, vrou en kinders. En ek is nou amper so 13 jaar, 12, 13 jaar getroud, ek hoop nie my vrou sien hierdie video nie, want ek kan nie onthou hoe lank ek getroud is nie, maar ek is nou vir 'n tydjie lank getroud, en ek kom al hoe meer en meer agter dat, ja natuurlik, mense sal vir sê, natuurlik gaan dit nie oor jou nie, maar dit gaan regtig nie oor my nie. Ek wil baie goed doen, en ek wil baie goed hê, en ek wil baie goed sê, en ek wil baie goed beleef, maar my lewe is nie myne nie. Ek sê ek dien, en jy weet, ek hoop regtig die mans hoor dit vandag. My lewe, of ons lewens as mans, is om in die aand by die huis te kom, en jy weet, jy het 'n tawwe dag gehad, daar was moeilike dinge, maar jy skuif dit een kant toe. Jy is daar vir jou vrou, jy is daar vir jou kinders. Wat nou baie gebeur, en ek weet ons is besig om 'n baie breë spektrum topic te bespreek, onderwerp, sorry. Maar wat nou gebeur is, ons word vasgevang in 'n klomp goeters wat nie noodwendig opbouend is nie, en wat nie noodwendig so is dat ons dien nie. Ons het die voorbeeld gehoor in Markus 10, die seun van die mens het gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys. So, as ek daai voorbeeld wil volg, dan kom ek by die huis en ek help. Ek staan by, ek maak kos, ek maak skoon. Kyk, ek is in elk geval maar dit is ek hou daarvan. Ek hou van sulke tipe, ek hou van kos maak, nie altyd skoon maak nie, maar ek hou van kos maak. Die issue is, en ek dink baie ouens gaan my nou haat, maar die issue is ons samelewing en ons kultuur het ons nou al so geïndoktrineer. Ons kom by die huis en dan wat doen ons? Kom ons wees eerlik. Kap 'n biertjie, kap 'n hosa, klim op die foon, kyk YouTube, ek doen dit, ek sal partykeer sit en ek sal soos, jy weet, en as daai algoritme jou eers vang, iemand het dit vir my gesê, ek kan nie onthou wie nie, maar iemand vir my sê, as daai algoritme jou eers vang, dan moet jy weet, en dit is so, kyk en jy is geïnteresseerd, wat, jy weet wat's volgende, jy mis alles, dan is ek nie besig om te dien nie, en ons moet dit vir mekaar sê, ons lewens is en word oorgevat deur selfone. Ja, as die dag as ek aftree, nee, dan vat ek hierdie foon van my, wat my so baie help, en ek gooi vir hom daar in die see. Die see is letterlik so daar. Ek gooi vir hom daar in die see. Want dis 'n great tool, maar hierdie foon van my kan partykeer net, dit is 'n irritasie vir myself, want as jy niks het om te doen nie, wat doen jy? Maar ja, natuurlik. En ek het nou nog gepraat van, jy kom by die huis, drink 'n biertjie, drink 'n hosaatjie, dis dieselfde.
Maar ons kultuur is dit indoktrineer ons om by die huis te kom en 'n vatte dop. Asseblief, hoor my as ek dit sê. Ek het niks teen alkohol nie. Kyk, as 'n ou doppie wil vat, elke nou en dan, great. Doen dit. Ek gaan nie vir jou sê wat om te doen nie. Ek doen dit self elke nou en dan. Maar moenie dat dit jou lewe oorheers nie. En ek dink hierdie tipe goeders vang ons so baie dat dit oorheers ons lewens heeltemal. Ons lewe vir daai braai Vrydag aand. Ons lewe vir daai kuier dan, ons lewe vir dit, ons lewe vir dat, ons lewe om te kyk op die van, weet iemand vir my, jy weet, ietsie gestuur, wat gaan aan op YouTube, jy weet, nuwe nuus, al daai tipe dinge. As 'n tyd en 'n plek vir alles. En dit kom weer neer op, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die mense rondom my, dit gaan oor, Engelse het 'n sê ding wat sê, charity begins at home. Dit is eerstens vir my as man wat kinders het, het gaan oor my vrou en my kinders. Ok, is hulle shop? Hulle shop. Kom ons gaan 'n bietjie weier. Ek wat 'n predikant is, en iemand het dit gister weer vir my gesê, ek is so dankbaar, ander mense sien dit ook raak. Ek is eerste 'n man en 'n pa. Dan is ek 'n predikant. My gesin kom eerste en dan kom die gemeente. En enige werk is so. Alhoewel die wêreld vir ons sê, wel, jy moet grind, papi. Jy moet grind, jy moet hustle. Ja, anyway, jy moet hustle. Dit gaan oor geld, maak seker, en dit is so, ons moet sorg, maar daar is ook 'n punt wat ons moet sê, wow, stop die bus. Dit is belangrik vir ons om nie te gefokus te raak op ek wil dit hê en ek wil dit doen en ek wil as ek by die huis kom wil ek dit en ek wil dit sê en ek wil dit leef en een van die grootste dinge wat vir my altyd soos in die huislike opset wat vir my altyd mooi is, mense praat nie en ek probeer dit ook doen. Ek probeer nie praat van soos dis my kar en dis my TV en dis my bank en dis wat ook al, dit is ons goed. Weet al werk jou vrou nie, dis ons goed. Of al kry jou vrou aansienlik minder salaris as wat jy kry, of glad nie, sy vertolk 'n rol wat ons glad nie verstaan nie. En dit is waarop dit neerkom, hierdie eie ek kom nie net voor mense wat enkellopend is nie, maar dit kom voor in die huwelik. Efesiërs 5 wat ons, soos ek gesê het, verlede jaar al hanteer het, sê vir ons, vrouens, julle moet onderdanig wees, nee? Is so, die vrouens moet onderdanig wees. Nou asseblief, onderdanig is soos 'n vloekwoord. Ek het al hoeveel keer het ek al preke gedoen, huweliksbevestigings gedoen met hierdie teksgedeelte, want dit is 'n great gedeelte. Vrouens, julle moet onderdanig wees, dis al die mans wat sit en sê, hoor julle. Maar ons vergeet wat die teks verder sê, vir ons as mans. Manne, dit gaan nie net oor julle vrouens wat onderdanig moet wees, en julle dink dis groot. Efesiërs 5 gaan verder deur te sê, julle moet julle vrouens lief hê, soos wat Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Die eie ek moet nie in ons som wees nie. Die eie ek moet 'n ding wees wat ons op die agterhoef sit en net sê, weet jy wat, ok, ek het dalk 'n fout gemaak, ek het dalk gesê, weet jy wat, dit of dat, of ek het te veel gefokus op myself, maar nou weet ek het 'n voorbeeld, en my voorbeeld is Jesus. En dit is 'n voorbeeld wat Markus 10 vir my sê, die seun van die mens het gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee. Dis skerp. Dis skerp en dit spreek ons aan. Waar staan jy nou? Ons almal moet selfondersoek doen, ons almal moet gaan kyk na ons lewe, selfondersoek vir die jonger manne, vir die jonger mense, selfondersoek is om te gaan kyk na jou lewe en te sê, weet jy wat, hier gaan dit goed, hier kan ek beter. Is ek dalk 'n dude wat by die huis kom en ek op die foon of voor die games, ek speel games, ons het tyd en 'n plek vir alles.
kom ek by die huis en dadelik is 'n bier of 'n hosa of 'n brandewyn of wat ook al, en dan is dit so half net om jou kop stil te kry. Dis nie 'n manier om te dien nie. En glo my, ek was al daar. Ons eie ek kultuur moet eenkant geskei word. En ons moet hierdie dienende karakter aanneem, om te sê, maar, okay, my vrou en my kinders kom eerste, so vir die wat dit nie weet nie, al het jy nog jou ouers, dit gaan eerste oor jou vrou en jou kinders. Jy moet haar beskerm, en dan jou kinders, en dan kom die mense rondom. Dit is hoe dit werk, en dit is 'n Bybelse ding. Ek weet, baie mense wil dit nie hoor nie, maar dit is hoe dit is. Dien jou gesin, dien jou naaste, dien jou mense, met die uitgangspunt elke dag, weet jy wat, dit gaan nie oor my nie. En dis die moeilikste ding. Ek wil graag vandag dit en dat en sis en so. Right? Is dit 'n dienende karakter? En as ek antwoord nee, dan moet ek sê, okay, right. Waar kan ek dien? Nou, dien hoef nie altyd te wees, jy vat jou vrou iewers heen om vir haar te gaan klere koop, of jy vat jou kinders na 'n dierrestaurant toe, of Manspur toe, of wat ook al, net om hulle te laat jol en sulke goed. Dien kan wees, spandeer tyd saam met hulle, lees 'n boekie saam met hulle, speel saam met hulle. Dien kan wees, en ek gaan dit sê, dien kan wees, maak kos, en was dalk die skottelgoed, was klere, of wat ook al dit mag wees, vee uit, whatever. Dit begin klein. Ons besef ons het foute, ons besef ons maak baie keer droog. Ons weet dit. Ek praat nou uitsluitlik met die manne. Ons weet dit, ons maak droog. Maar wanneer ons kyk na die skrif en wanneer ons kyk na ons lewens, dan kom ons vra onsself die vraag af, luister, maar dien ek my vrou? Dien ek my kinders? Het ek 'n dienende karakter? Sien mense dit? As mense jou sien, wil hulle mos kan sien, dis 'n kind van die Here. Dis waaroor dit gaan. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, weet jy wat, gaan na jou prediker toe, gaan na jou pastoor toe, jou leraar, wat ook al jy hom noem, gaan na hom toe en praat met hom en vra van hom, ek sukkel hiermee. Ek sukkel daarmee om Bybelstudie te doen met my gesin. Ek sukkel daarmee om te dien. Ek sukkel daarmee om die foon neer te sit. Ek sukkel daarmee om die dop neer te sit. Ek sukkel waarmee ook al. Want ons het 'n kultuur van, kom, ons bly stil. Ons gaan nie enigiets sê, niemand moet weet. En dis een van die grootste foute wat ons maak. Kom ons wees eerlik met mekaar en sê, hey boys, ons almal sukkel. Ons sukkel met goeders. Maar, weet jy wat, dit gaan nie oor my nie. Ek wil 'n dienende karakter hê, en vir my om 'n dienende karakter te hê, moet ek weet, ek kan hierdie goed een kant toe sit, ek gaan oopmaak vir iemand in vertroulikheid natuurlik en sê, weet jy wat, jy's met hom, ek sukkel met hierdie, asseblief help my. Bid vir my. Wanneer laas het jy een van jou pelle een kant toe gevat? Nee, en hier is 'n groote. Een van jou pelle, of dalk jou vrou of jou kinders, en gesê, ek wil vir jou bid. Nie ek bid vir jou nie, ek wil vir jou bid. Probeer dit 'n bietjie. Ek het dit begin doen met my kinders 'n paar jaar terug, en dit is amazing. En baie keer sê hulle vir jou nee. En dan is dit so, wat fout met my kinders? Bid vir hulle nog steeds. Sê, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Want ek dien jou. Ek sê nie jy moet ja en amen sê vir alles, voor, agter, links en regs nie, maar ek dien. So, kerkgemeenskap, asseblief, as jy dink iemand moet hierdie video hoor, nee, asseblief, stuur hom aan, gaan lees Efesiërs 5, gaan lees Markus 10, gaan kyk hoe Jesus geleef het, en kom ons leef so. Ons gaan binnekort weer met die volgende video uitkom, daar is 'n reeks van temas, waarmee ons gaan uitkom, ons gaan bietjie verder praat oor die eie ek, en 'n reeks ander temas, wat net belangrik is. Ons gaan vra waantoe is ons op pad, as kerkgemeenskap, en as gelowiges. Dis baie belangrik, waantoe is ons op pad, in watter tye leef ons, en wat wil die Here van ons hê.
asseblief, en ek vra jou baie mooi, en ek is so dankbaar vir al die mense wat met ons kommunikeer, wat met my kommunikeer, stuur hierdie video na mense toe, en like hierdie video, en teken in, subscribe soos hulle sê, druk die klokkie, deel hierdie goeders, want dit is gelowige gesprekke, wat ons as gelowiges net laat groei. Mag jy 'n geseënde week hê, mag dit vir jou 'n wonderlike naweek wees, waar jy kan deel in die gemeenskap van gelowiges, waar ook al jy is, en vrede vir jou.